precies. Ang die die so vraag brede. So geen kommentaar of iets al, diese vraag brede. Right, welkom met 'n paar uitleerings. Allemaal mooi en prachtig. Dus leerders al veilig hier. Yes. Ek word genoem die Manasi-president. Ek is in beheer. Bevelvoerder is ondergeskik aan my. Wat ek is vergeet. Right. Niemand doen iets voor ek dit nie doen. Right. So. Ek sal die aksie initieer. Niemand begin eet voordat ek nie eet. Niemand staan op voordat ek klink. Sê ek hulle moet opstaan. Daar word voorbreke toegelaat. Risiko. Na die voorgereg en na die hoofgereg. Daarna is daar nie breke nie. So ek kan net opstaan en nou vinniger pole toe hardloop nie. Op vinniger spuitbereik kan vat. Skryf tyd. So in daai breke die kry dis 6 minute lank. Moet hier rook en aan die dinge. Die land begin expected daarna. As jy laat is, word jy opgeteken gestraf te word na die tyd. So daar staat 2% wat gestraf kan word. Wie sê dit? Het sal later bekend gemaak word. Okay. As 3 hoofgerigtinge die bevelslid aan te koespraat keer na die hoofgereg. Dan na die na die voorgereg. Na die hoofgereg sal daar oorhandigings wees. En dan na die nagereg sal daar 2 heilronke wees. Nee, dan is daar die poort wat dan bedien van word en daarna is daar 'n veiling. Hoi. So neem asseblief kennis. Maak nie die aan. Maar ek hou dop. Ek is vanaand my sterkyker brille aan. Ons gaan eers as ons inbeweeg van ek is te beweeg, dan die bevelvoerder, dan volg die res. En op die bordjie waar jy sit, is daar 'n pamflet opgerol wat dan die volgorde van die ete uitspel. So asseblief lees dit en geen verskonings na die tyd dat ek het nie gebeur. Hoe kom dit nou kyk? Ons het dit nie meer maar gedoen. Dit is 'n geleentheid waar almal kan mooi opwys. Mooi lyk, trots wees. Geniese. En dit word volgens 'n spesifieke prosedure gedoen. En ons het goed gedink in Bidman te bring. Waar die dames weer bietjie kan mooi lyk en aantrek. Eintlik mooi altyd, maar ekstra mooi. Waar die mans ook bietjie kan mooi lyk en bietjie kan breek. Dankie vir die waarheid. Okay. Want was het goed verdien, way back, vol tinkoens, ja. En ons gaan nou weer goed begin verdien. Right. Ek kan nie kans even gaan nie. Ons is 3 minute laat.
So ons gaan nou inbeweeg en almal staan agter hulle stoele totdat ek kan sit. So jy moet nou vinnig loop as jy wil loop. Ek wil jou Alion van Byt vra of ons vaste wyse te koop hulle se groep. Hier so kan hom opstaan as jy wil. Ja. En by sie op dat so veel en ons kan erbij die dat ons serie vir dat dit downtrap. Ora dat jy dat die al berak het gou wat jy kan lees. Tweede is, kyk die hande nie gedaan het, maar ons kom al die doel het hederigheid. Maar ons naboeg het het. Hou vir ons dat ons al weet. As jy kom as op, alle dakkie koop, die voedsel, spraal het jy so dik, ja, dis so sever, dis voorbereid, kom ons in die papas op. Sien ons op. Ik heb me voorrecht van generaal de Toy aan het woord te stil. We moeten hier luidzaam, officieren, gastgestand bij jou terrens, Oedolse, onderofficieren, zambesieren. Mijn wonderlijke voorrecht om vanavond hier bij jullie te wees, bij jullie te kan zelfs, is een voorrecht om een organisatie zoals hierdie te kan leiden. Een organisatie wat te vroeien van niks al tot waar ons met al staan nie. En ons kan maar net met dankbaarheid daarop getuig. Nou ja, het kom banaan, dus allemaal baie me kommer om in my kop so belukt met die water en die krippels daarop. Ek vind tof dat die reën is 'n seëning. En hulle sê altyd die troue wat nat reën is dit 'n seënde troue. En onmiddellik dink ek terug aan vanmiddag toe ek so 'n boodskapie kry van 'n baie brief van my daar van Kings Park af. En hy is sy vrou Peggy Springbok Rappie. Maar Roos en Lauren het mekaar ontmoet op carnaval en daar maand is iets gebeur. En daar moet hulle terug. Hulle het mekaar redelik 3 maande geken, toe moet hulle nou trou, want daai jare was hy ander opsies te weet nie. En daai aard wil hulle troue toe leer dit iets wat skrip is. Almal in uniform is pap nat gereën, maar die water stort weer. Hulle het dit onder seil afdappe verhou, dat die water het so verlê die seil, en die seil nader aan breke, dit almal was net eenvoudig nat. Maar die voertuig het vastgeval. Die kan het ook niet enkopie. Er was aan trekkers inspann om het te voertuig te sturen. En die twee had mekaar op elkaar de val raak gelopen. 3 maanden bij elkaar was trouweren.
is verdag word by mekaar. Dat wijspan, ik denk dat ze de relatief succesvolle 20 met elkaar. Dus ja, gehad, ons stap bij ieder van die jaar zijn kant toe. En misschien is het de baie goede teken voor die afsluiting van die jaar, die inleiding van ons volgende jaar van se stap. Ik weet dat die boeren zal baie dankbaarheid aanzien, weet je, op daar willen dan vroeger wil ik hierin vervallen. En weet goed afwachten, hij zien dat dit wat voorleeft, maar dit voelt al te goed voor ons. Maar ik kon niet graag de schoenen aanbieden van generaal Pierre Franken, dat die vanavond kan bijwonen, of de heer Kobus Stols, of de heer Piet Burger, wat die kan bijwonen. 5 van die 6 bataljonkeveldhoeders wat niet kan bijwonen. En de mens moet aanvaarden dat alle kan altijd bijwonen. Want daar is recht verplichtingen, daar is verplichtingen en om weg te gelukkig vinden wat anders in die pad moet om keuzes maken voor wat is eigenlijk weer belangrijk om bij te wonen. So ek verstaan, elke keer van ons dat sê we wat hier is vanavond, die publisie sal weer wat hier is, ek verstaan dat hulle dit nie kon doen nie, want hers volgende jaar is daar weer 'n klomp konferensies by einkomste waar hulle verplig is om by te woon, soos die bevelskonferensie. Nou, basically situasie in die wêreld is besig om by die dag te eskaleer. Ek kyk amper nie meer na die binnelandse situasie in Suid-Afrika nie. Want ek vanmiddag het die nuus deurgekom dat in 'n vergadering tussen Serge Lavrov, minister van buitelandse sake van Rusland, en die ministers of die ambassadeurs van die Europese state in Moskou het op die einde van die dag uitgeloop op 'n fiasco en basies het Lavrov hulle weggejaag. Dis tot 'n eskalasie in die situasie wat besig is om plaas te vind. Al word hoe langer afstand wapens aan Oekraïne verskaf. En dit gaan nie hier oor wie is reg of wie is verkeerd nie. Wie verdien om bestraf te word, wie verdien nie om bestraf te word nie. Maar as daar die wêreldoorlog uitbreek, het ons koeligheid in Suid-Afrika soos ons al nooit geken. Wat as 'n wêreldoorlog uitbreek, gaan 90% van invoere uit die Europa uitstop. Geld van skuld. Stelsels gaan val. Ons moet aanvaard dat is so 'n wêreldoorlog indien hulle nog die kernwapens gebruik nie, sal ons aanvalle sien op satelliete in die ruimte wat die kommunikasie gaan beïnvloed, waar die satelliete word gebruik om wapens en wapentuig te rig om desisieaanvalle te doen. Dit alles gaan 'n drang wees, dit alles gaan 'n bydraende rol speel hier in Suid-Afrika. Ek dink daar is baie bewusmaking daaromtrent gedoen en weer eens, ek word dikwels beskuldig daarvan dat ek 'n Trumper is en ek is 'n Putin-kaner en ek val rond tussen die twee. Nee, glad nie. Ek probeer op die papier skep van wat die implikasie op ons as Suid-Afrikaners in Suid-Afrika gaan hê indien dinge van ons skeefloop op internasionale vlak. Maar dan plaaslik sien ons ook in die afgelope jaar die belangrikste kwessie waarskynlik die Donald Trump inhuldiging en 2 weke later die feit dat hulle die ANC op terme plaas.
En ek het nou gehoor dat beide huise het hierdie konsepwetgewing wat nou ingestel word deur Amerika, sanksies op Suid-Afrika waar daarmee gevaar kan, deur beide huise in Amerika nou vir goedkeuring ingedien is. Dis nou die Kongres en die Senaat, en as dit goedgekeur word, gaan hulle Suid-Afrika straf. Ek het nie 'n probleem in persone as in Suid-Afrika straf nie, want hulle het ons ook maar gestraf in die tyd toe ons in die leiersposisies was. Ek het hulle net gesê, net 'n sekere gedeelte of kopering op politieke party nie deur die pan. Nou, wil ons soos altyd die boot aan albei kante verborder het en sê, sanksie die ANC. Hy moet ook nie vir ons aanpak. Sou hulle dit doen en net die ANC sanksie, loop ons die gevaar dat ons as 'n volk nog weer in die geloof kan verval waarin ons tans is. Maar dan gaan ons land met meer weesheid. Daar is hier 'n drum op ons. Solank ons gaan geld pak, solank daar koe bestaan, skies boere, wat is harde feite. Ons wil nie opoffer die Afrikaner volk, die boerenvolk, met swak geraak. Die trots is weg, die oorlewingsdrang is weg. Ons het dweepers geraak. Solank ons Kingspark, Volkpark en die Afrikaanse deel van die Volksstreet voluit kan sing soos bewaardig weer eens gebeur het dit in 'n Engelse stad, kan in Nieu-Seeland, Australië wees, word net so hard gesing. Ja, dis ook trots op die Springbokke as hulle weet, wat daar met 'n paar kan. Maar ons is blind en aanvaar hierdie dwelling wat vir ons gevoel word, bietjie vir bietjie vir bietjie. Rugby, spelbal gevoel, dit was voor 94 aan ons gekoeld. Ons kan weer internasionaal rugby deelneem. En ek sal graag wil weet, hoe groot was die persentasie van mense wat ja gestem het om rugby terug te kry in die land? En hoeveel mense het vir een oomblik gedink aan hoe gaan Suid-Afrika lyk 30 jaar vorentoe? So dis aan die een kant 'n baie hartseer verhaal. En ons bevind ons in 'n situasie in Suid-Afrika waar ons net onsself wen om te blameer. Ons is hoofsaaklik mense aan die ouer kant hier wat gedien het in die weermag destyds. Hier en daar is daar iemand wat jonger is, die moet ons getuig van die tafel. En meer en so. Ek praat ek op die hoort, sê pa, sê kom maar daar praat, was ek die lekkies. Dit het in ons tyd gebeur. Of die ja of nee gestem met gedag is hier relevant. Die feit van die saak is, ons gaan bespit af by dat ons gaan dit bedeerdra en voor 'n doek kyk. 2025 het 'n jaar gesien van hoogtepunte, bevelskonferensie wat gehou was, die inligtingshub wat ons begin het in Februarie begin funksioneer. Die manne het die agtergrond van inligting gehad, die soos jy druk het myself nou uit die visie. Maar nou is al 'n paar maande later en ons begin baie weer effektiewe verslae van die inligtingshub deurkry. Natuurlik met 'n bietjie lat wat ingelê was in die proses. Maar dit begin perform. Dit begin vir ons
'n prentjie gee, as ek die weeklikse verslag deurlees wat hulle aan my gee, dan sien ek in 'n paar bladsye en daai bladsye raak al hoe dikker. Ek dink dit staan daar by die omtrent 15 getikte folios per week. Oor die 7000 presidente aangeteken van Februarie af tot nou. Alles wat impak op die florale gedeelte van die barometerstelsel wat ons gebruik. En die hoop dat dit vir ons sal genoeg waarskuwingstyd gee wanneer die politieke Suid-Afrika hier is. Want as die inligting het ons dan ook gesien dat ons 'n volfooi werksessie met sukses hier aangebied het waar mense kon gesels het. En dan ek 'n week later dan stap 'n ou by my in en sê by my hy is 'n konvooi van daar en daar en hy weet niks wat aangaan nie. Sê ek vir maar as jy net verlede weekie was in die konvooi konferensie kon bywoon het jy gebeur. So die dag van net vra en vat en alles voel wel rol met 'n teedepertjie. Daardie dag dis verby. Ons moet vorentoe kyk. Ons vergeet so maklik mense dat ons huidigelik 'n verantwoordelikheidsvoetskoop van ongeveer 35 tot 38.000 mense het. 'n verantwoordelikheidsvoetskoop. Lede met hulle families. Dis nie iets om ligtelik op te vat nie. Dis iets om te besef dat as dinge in hierdie land skeefloop, is daar 38.000 lewende siele wat op jou staat maak. En ek kan dit nie alleen doen nie. Ek kan dit net doen met julle ondersteuning. Elkeen, ongeag die vlak waar die ander stel is. Ek vraag ons baie opofferings, maar ons sal daarby moet kom. Ons het die afgelope jaar dan ook 'n opleidingssessie gehad by die publikasiesentrum, wat koop by die hapes, by die skole. Ons het Natal besoek. Die Junie maand, die SPB 4x4 klip 'n besoek gebring aan die lede van SWP in Namibië. Einde verlede jaar het ons aan Angola toe gedoen. En die mens wonder baie keer, maar so toe na Angola, wat is die waarde of die voordeel daarin vir ons van as lede? Wat het by die kans gegee om opmerkings of die opmerkings nie, gewaarwordings te maak, om te kyk, hoe reageer almal onder hoë druk? Hoe werk die konvoie onder druk aan teemde toestande aan die regterkant van 'n pad met massas verkeer wat die pad deels gehoorsaam het, met slaggate wat die hier en daar kry, tydplekke erger as ander, met vreemde tale tussenin. En as jy dan agterkom, jy kyk na die groep, dat daar nie een keer werklik 'n onder onsie was, 'n stryery of 'n bekleierery was nie. Dan sê dit vir my, ons kom almal uit dieselfde agtergrond uit en ons het almal dieselfde behoefte vorentoe. En dat ons hierdie uitdagings wat vir ons wag, kan in die gesig staan, dat ons dit kan aanvat, aanspreek en oplos. Maar dit lê uiteindelik in ons hande. Ons uitdagings is daar ook. Die eerste uitdaging is baie eerlik, is ons wat ouer word. As soos Hansie al gesê, jy weet, goeie rooiwys moet verouder wees. Ja, maar van die uitdagings wat ons skool en wat ek staan op te play is die EPP hier. Ek het die hele paar idees vir die komende jaar en as jy vir my ten die redening van moet afgemaak, gaan ek vir julle jaag. Die naam van Kobus op beskerm, julle niks ja. Okay. So a few years. Stel jy dat die EIB,
Finansies bly hierin by die uitdaging. En toch, ten spyte daarvan dat dit 'n uitdaging bly, kry ons tot te doen. Dankzij die feit dat daar mense is wat bereid is om na vore te tree die uitdagings saam met ons aan te pak. Hier sit vanaand 'n bar. Hier is alreeds wat nie kon bywoon nie. Wat baie dikwels as ek in 'n hoek is en ek weet ons moet hier nie doen, 'n telefoon oproep en ek kry bevestiging. Dis daar. Dis gedoen. En as dit nie vir daardie individue was nie, en ek kan nie name noem nou in hierdie geselskap vanaand nie, maar ek sê vir hulle, baie dankie vir die feit dat hulle ons help dra hier moeilike tyd. En daar, as ons kyk na ons ledetalle, dan moet ons nie probleme op finansiële vlak hê nie. Maar as jy die agterloosheid kyk van lede wat se kaartjie verval, verlede week het ek weer 'n situasie gehad, daar vir my gewys is, waar daar 50, 60 kaarte hierdie baan nie deurgegaan het nie, en dan sê die stelsel, maar die kaart het expired. En as jy die mense bel, dan raak hulle woedend, dan vloek hulle en praat baie lelik. Die dames wat elke dag 80% van die tyd spandeer net om mense te bel en te sê, hey, ek dink die tyd is verby waar ons nou absoluut net alles vir mense net gee. Opofferinge word gevra, ons het 'n taak om te doen, ons het 'n uitdaging van goeie leierskap. Ons kan dit nie doen sonder behoorlike finansiering nie, want niks is verniet nie. Verlede jaar het jy al die kommetjie gekry daar by die dier. Die jare het jy hier kom gekry, want ons bedaai R700 wat het gekos het spaar. En nou is dit nie lelik nie, R700 is uit dit nuts. Maar weet julle wat? Elke bibi, die einde van die dag sê ook baie. Diegene wat in jaar van die saak finansiëel bygedra het om te help met hierdie formele julle het julle kaartjies gekry of gekoop, dit alles dra by, maar dit is baie belangrik dat ons elke jaar jullie by mekaar koms het, hierdie situasie het. Ons belewe tans ongekende aanslae. Dis asof daar 'n herlewing gekom het in die afgelope 2 weke met persoonlike aanslae en aanslae op die organisasie. En dit is baie duidelik dat die fokus is om 'n wig in ons middele in te dryf. En daai wig word gedryf en aangevoer deur sekere inligtingsdienste wat sekere provokateurs betaal om dit te doen en al wat hulle doen die hele tyd, hulle is op die internet besig. En ons moet in die komende jaar moet ons 'n manier vind om hierdie goed effektief te counter. Ja. Ek sien net in Japan sit in Washington, dan sit hy met 'n saal groter as hierdie vol jong mense wat sy influencers is, sy beïnvloeders is. Hy betaal hulle. En al wat hulle in taak is, wat hulle moet doen is, hulle moet Israel laat goed lyk in die oë van die Amerikaanse bevolking. Dis influencers. Ek dink die taal is 'n probleem in Suid-Afrika, want as jy oor influencers probeer praat, dan weet jy nie waarvan jy praat. Maar beïnvloeders. Dis wat ons nodig het. Dis wat jong mense kan help mee. En dan die volgende uitdaging is natuurlik in die aard van die saak, radio opsyn, die behoefte om dan ook op FM uit te saai. Die radiostasie het gekom, en is lekker om te kan sê dat Brian Emmons, die amper internasionale bekende uitsender van Ripskoue,
Hulle doen alle lugskoue hier oral, hulle staan in Libië. Hulle kom op die 13e en die 14e, maar kom brein hierheen op ons omroepers 'n bietjie touwys te maak, inligting te gee, want dit sal genoeg sê vir my byna. En hy's Engels. Hy sê vir my, ek luister meer gereeld na julle radio as enige ander ene, omdat ek weet van julle hier wat gedoen moet word en wat moet gebeur. Nou, Capital Radio wat dan op behoort, het natuurlijk ook die onder radiostasies, soos LM Radio, nou jullie LM Radio, dan nou die Goudveld, FM, behoort dan ook. En dan een baie groot voetspoor. En dis alles goed, wat ons op 'n manier moet gebruik. Ons getalle oor die afgelope jare stelselmatig gegroei, goed gegroei, en ons is dankbaar daaroor. Precies wel. Maar elke jaar geloor ons ook 'n paar mense. Vir my is die oomblik om erkenning te gee aan lede van die SBB wat deur die afgelope jaar gesterf. Staan. Oh. Duitse Castles, Place Pretorius, Goeiemoor, Andersvieter, Dani Minnar, Charles Hewlett, RSM George Wilson, RSM Solly Cronier, Kaptein John Eagles, Corporaal Jan Pierre Marais, Chris Coetzee, David Boshoff, André Achenbach, Karl-Leon Dippenaar, Ergies Ernst, Dyk Grootman, Johnny Brown, CDA oorlede. Ons stem aan hulle, en ons gaan later huil tot hulle nie kan be. Daar is ook 'n klomp afhanklikes, familielede, wat oorlede is, en ek kan hulle net vinnig deurdra. Het Stemme, Jan Malherbe, Ruben Terblans, Johan Weideman, Dionne Merel, Beseidenik se maat, Dion se maat, en Pieter Tron se broer verlede Vrydag. Dis hartseer om mense te verloor, maar dit teken van die tye waarin ons is, want ons is almal in daardie boot, waar kampo, nee. Ons moet maar altyd daarvoor op die leep wees. Ek sê dan ook vir Cornelia, vir Cornelia, baie dankie vir die harde werk wat sy in sit, om kaartjies te stuur, gereël vir blomme, om afgelewer te word, en om dit te versprei, dat ons mense kennis raak daarvan. Ek kan so die partie met mense is belangrik, en die manier hoe jy dit doen is belangrik. Baie dankie daarvoor. Kijk ek wat die hele. Dan wil ek ook die dankie sê aan al die vrouwens van die mans die hier is. En elke vrou wat of 'n man wat lid is, 'n vrou is, mos 'n afhanklike lid, is eintlik deel van die organisasie, maar baie dankie vir jou ondersteuning. Dankie ook vir ons is by jou ondersteuning, maar
Ek is baie daar die maklik nie. En daar was een van die dae wat my kop vasgehard was op sekere onderwerpe en koe. En dan is dit nie altyd 'n baie maklike op die keer. Ek wil ook die SBB kantoorpersoneel bedank vir die harde werk wat hulle gesit het. Toe ek vanmiddag deur die sertifikate gaan wat moet uitgereik word, en sien ek daar's 'n foto. En ek bel vir Estel, ek sê Estel, waar is jy? Sy is by die haarkapper. So ons het 'n fout wat moet leggemaak word. En hy fout kom op bly sertifikate vir ons. Lekker. So ek weer sê toe sy en Susan terug in die kantoor, papiere uit en pullend alles. Alle klaar gedoen, die hele beboedel. En as dus gewerk mense tot amper op die uit. Dit is nie mee wanneer dit vol meerdere ketes kan nie. Dit gaan haas by elke konferensie, werksessie, ongeaard wat plaasvind, is die kantoorpersoneel altyd bereid om te help. En ek is diep dankbaar daaroor. En dit sluit natuurlik Paul en sy manne wat help ook in. En dan wil ek laastens net dankie sê aan alle SBB-lede dat julle besef ons is besig om in 'n baie moeilike tyd in te beweeg. Wat vir ons gaan voorlê, gaan nie maklik wees. Wanneer dit kan word om kritiek teenoor spesifiek SBB uit hierdie streep in die Kaap Appie, is daardie weerstand goed besig om af te breek en te verdwyn. Ek kry al hoe meer plaaslike mense wat kom praat, kom vra. En as dit belangrik dan ons die regte inligting aan hulle kan gee. Op die ouende dink ek die inwoners van Appington besef die wol wat hulle op die ouende van die dap en stuur. En dit wat in die land gebeur. En ja mense, elke jaar, daar voel ek vir jou, daar's nog 'n jaar verby. En iemand sê nou die dag vir my, maar daar het niks gebeur. Niks gebeur, noodwendig vinnig. Die oorlog in Oekraïne, Rusland het begin in 2022, hulle het nou nog nie eers al in 'n wapentuig ingespan. So die eskalasie beteken, en Europa kan die oorlog maak binne 3 jaar nie. So hulle moet hierdie oorlog uitdruk vir 3 jaar, dat hulle markte kan opbou en 'n wapentuig kan koop. So dis 'n langsame proses. Ons is in daai selfde langsame proses vasgevang in Suid-Afrika. Ons mag nie mismoedig word nie. Ons mag nie ons fokus verloor nie. Ons moet baie meer gefokus optree ten opsigte van dit wat ons wil bereik en die doelwitte wat ons moet behaal. En jy vra vir my vanmiddag 'n baie interessante vraag, nadat hy nou ook sy baadjie vir die eerste keer aangetrek het. Hy sê, "Pa, wat is die doel van die SBB?" So privaat. Ek kyk ons nou visies, missie, doelwit en alles wat ek sê vir hom. Op die einde van die dag gaan dit daaroor om soveel as moontlik mense van ons volk onder dieselfde kombers te kry. In dieselfde kamp te kry. Maar daarvoor het ek elkeen van julle se hulp nodig. Elke mens. Ek kyk nou nie dan weer 'n video wat Pierre gemaak het en uitgesit het, hy het my gevra of hy kan uitsit. Maar laat wag om weer so 'n dag, laat hy dink in 'n ander jaar.
Daar is die klas van goedjies wat ons moet doen. Dis al klare beïnvloede. Ons stuur so graag boodskappe aan van ander mense. Ons stuur nie die boodskappe van ons eie mense aan nie. Ons moet daarop fokus in die jaar wat voor lê. En as ek kyk na 2026, dan gaan ek nie voorspel wat gaan gebeur. Uit die aard van die saak hoop ek dat alles gaan werk op. Ek sê hoop. Alles weer. Gaan nie daar. Hier as ons kyk na wat in Amerika aan die gang is, wat in die wêreld aan die gang is, Midde-Ooste, wat in Suid-Afrika aan die gang is nie, die toale met trappe, die effek wat van sanksies ingestel word hier in ons nou, wat is die effek van dit En ek het by 'n paar geleenthede gesê, die druk op ons as Afrikaners gaan meer en meer en meer raak. Die druk gaan meer op ons mense geplaas word met meer onderdrukkende wette. So hoe meer Amerika druk opzet, hoe meer gaan er druk op ons sit om hulle mense gelukkig te hou. Hoe groter raak die kans op verontwaardiging. Hoe groter raak die kans op ontwapening. Want hulle weet, hulle kan nie voluit gewoon ontbijing doen voordat hulle hier gewoon ontwapen het nie. Vir een van hulle gaan eerste kom. Dan kan ons dit nie koelaat. Ek weet ons is 'n Armageddon organisasie, die vir jou speel. Maar dit is nodig om ernstig te dink. Op watter stadium het al jels vervuil? En dan lê dit jou en my en ons aan. Ja, die voorsitter, baie dankie. Wees crazy like you. Ek gaan nou met u praat vir die volgende uur. Dankie. Dan al die twee. Soos altyd baie insiggewend. Ek wil net sê vir julle dat Wynand doen baie navorsing en hy kyk na baie goed in baie plekke en baie kanale en dinge. So dit wat hy sê kom nie sommer van die hoef op nie. Die man berei goed voor. Dankie Wynand. Nou, u het 6 minute om vinnig 'n breek te vat plus 'n rookbreek te vat. As u die klok hoor, het u 35 sekondes om terug te kom in die lokaal. Ons gaan voort met die hoofgereg. Dankie. Ladies baie mee by goeie samenwerking. Hier daar is 'n paar lede wat maar 'n bietjie surf. Ons bladsy in die boek, geskryf met sweet en bloed. Vanaand sit ons saam en drink op wat ons doen. Die jare het gevlieg, maar ons harte bly gedruis. Ons hier ons makkers
onder sterre, onder kruis. Die pakke en medaljes dra stories van die veld, van dae vol gevegte en nagte wat vertel. Hier in die gala, by kerslig en wyn, is die stilte vol name wat altyd sal bly. Ons bladsy in die boek, geskryf met sweet en bloed. Vanaand sit ons saam en drink op wat ons doen. Die jare het gevlieg, maar ons harte bly gedruis. Ons heer ons makkers, onder sterre, onder kruis. Die gesels raak sag, die lag word herinnering, die pyn en die trots, dit leef soos 'n kring. Vir die wat nie hier is nie, lig ons die glas, hul drome stap saam met ons, waar ons vanaand was. Ons bladsy in die boek, geskryf met sweet en bloed. Vanaand sit ons saam en drink op wat ons doen. Die jare het gevlieg, maar ons harte bly gedruis. Ons heer ons makkers, onder sterre, onder kruis. Ons bladsy in die boek, geskryf met sweet en bloed. Vanaand sit ons saam en drink op wat ons doen. Die jare het gevlieg, maar ons harte bly gedruis. Ons heer ons makkers, onder sterre, onder kruis. Okay, is wanneer wat groente rondgooi, it's not on. Okay, just stop it now. Right, ons gaan voort met die oorhandiging van sekere aanprysings en sertifikate. So ons sal daar voor gaan staan en ons sal die name uitlees en ek sal die name vir julle uitlees en dan kom julle net vorentoe en ontvang. Baie dankie. Okay, wie is allemaal nodig? Jy is Adel. Mense, luister gou. Ek weet die Springbok het gewen, ek weet as ek kom opgewonnen het, maar aan die heel klein bietjie aandag in die proses. Ek wil dit net noem voordat hulle nou begin dat ons gee vanaand sekere sertifikate uit omdat die mense wel bywoon. Daar's 'n volgende oorhandiging wat gaan plaasvind by die jaarafsluitingsfunksie wat op 6 Desember plaasvind. So daar's 'n paar wat ons vanaand oorhandig. Dis nie die enigstes wat oorhandig word nie. En dan uit die aard van die saak, die konvooilede wat nie teenwoordig is nie, sal dit dan vooraangestuur word om te ontvang. Goed, ons het 3 kategorieë. Konvooi aanprysings, gewone aanprysings en radioroepsein. Julle weet wat is radioroepsein? Ja. En dan is daar, soos Wynand genoem het, lede wat nie is nie
wat dit ook kry, maar ons doen net die vermelding daarvan. Van die spesifieke lede. Okay, die volgende lede maak gereed om na vore te beweeg en te ontvang. Laat Lotte. Kommandant Laurens Lotte. Dis in die konvooi kategorie. Laurens, eigenlijk. Die CPO-bevel was de regering dat er is baie hard opgewerkt dat die regering ook een certificaat krijgt. Seizoen Witbaard Anton Smit. Anton, eigenlijk wij dan GPA als een paar van de oorlingen konvooi wat dan moet ontvangen. Ek kan net noem dis 'n man na die afgelope paar maande omdat ek daar bo is ongelooflik baie dinge gedoen gekry. Right. Dan die korporaal Vervraat Johan van der Skyf. Dan, die volgende ontvanger is ongelukkig nie hier nie. Hulle het 'n probleem met hulle voertuig gehad, maar ek wil vir Sommer Kaptein. Pierre Willers vra om dit te ontvang. Dit is vir korporaal Johan Opperman. Volgende lid was 'n konvooi leier, maar hy's baie goed gedoen en hy het intussen hierna toe betrek. Skutter Johan Ronnekop Ferreira. Dan is daar 'n dame wat haarself verwys het oor die afgelope paar jaar. Is baie betrokke met mediese goede en dinge. Sy is amper seker vroegwoord. Baie klein. Maar sy het 'n groot hart. Skutter Erika Maree. Dis dan die konvooi gedeelte afgehandel. Die volgende is gewone aanprysings deur die jaar. Vir mense wat hulle kant gebring het. Kommandant Jan
Engelbrecht. Pilopas. Hey! Jan, jouw drillwerk zal moeten opgaan worden. Twice, Things are going. Yep. Jo, niet die. Verlezen. Dan is daar makker met daar. Ek waar het baie koud is. Kapitein Dion Bezedenhouden. dat is van al je werk dat je bij haar ziet. Dat is wel jong. Dat is daar 'n dame wat kyk na ons wel en weer en altyd die regte goed stuur vir die manne wat siek is. Nie meer met ons is nie. Alweer weer Cornel van Wyk. Jippie. Baie dankie vir jou harde werk. En vir jou omgee in jou mense. Dis wat jou werk. Jy kan jou man maak. Okay, dan is daar so 'n klein laaitjie wat nogal baie vir ons doen hoor. Hy bly hier naby rond. Ons noem hom sommer Sergeant Piccolo hier. Sien. Dit is de kleinste ook hier. Eigenlijk big, maar dank u voor alles wat je doet. Met je bijdrage. Okay, the last one under this category, there's a guy from afar. He's still the British light. He comes from Britain, somewhere in London or someplace. And that's Alan Cardinal. And this is just the appreciation for everything that you are doing. Your positiveness. Thank you very much. I said, because due to you, sir. Right. Dan, radio roep sy. Daar's 'n paar mense wat doen al die tyd aanhoudend. Ons tyd dat ons moet 'n dankie sê en die eerste persoon daar is mevrou Francis de Toon. Dit daar tussen.
Francis kan op erg so mooi uitrol. Oké, dan staat een dame met een Franse naam. Mevrouw Mariel de Zeenmouden. Ik weet even, ik zit al meer naam uit te spelen. Mireille. Getap keer een pootje. Van Baie dankie vir jou bydraes en jou bereidwilligheid dat aan jou omgewing is en kan doen. Dat is daar 'n mooi ongetrouwde dame wat baie dinge bedoel het en mooi praat en lekker lag en alles. En baie ook ja met die jeug dinge. Gesê het is jy. Juffrou Zoe Botha. Sorry, say thank you for this week, so. Okay, so I hear so. Goed, die mense wat soms nie hier kon wees nie, ons het goed gedink om dit net te vermeld, sodat julle weet wie hulle is. Hulle sal wel hulle sertifikate ontvang. Koenans Louan de Jong van Bloemfontein, konvooileier. Stop tussen aan Johan Nieuwenhuis. Corporaal Grand Wise. Corporaal Pieter Tron. Corporaal Winslie Weideman. Corporaal Janus Gryden. Skutter Nikki R.W. Skutter Miek van der Wad. Skutter Maap Curry. Skutter Anshin Wessels, is 'n dame. Skutter Elna Loesch. Skutter Kobus van Sail. Skutter Karen Wagner. Skutter Harold Diedericks. Ek is nou buite orde, Wynand. Ek wil net so. Anton. Wat jy Corporaal Grand Wise in hom funksie. Ja, maar is hier. Ja. Eers is hy hier. Hy sal dit van maar aan by. Dit is nie. Okay, ons sal dit vir jou gee. Hier sou weer die test. Hoi, dit is die ander wat gemeld word. En nie kennisraad af. So is die laaste woord. Okay, mense, daar's nog aanbevelings wat gaan gebeur. Die personeel van die inligtingshub, die personeel van die hoofkwartier, waar daar werk, julle gaan by die einde van die jaar, by die afsluitingsfunksie, julle sertifikate ontvang. Mits julle het van nou tot dan toe verdien. Want ek het net nog so 2 maande gekort om finaal te besluit op die kwartier. Ja, maar dit sal dan gebeur. Maar baie dankie julle alweer. Okay, julle kan maar gou weer gaan vir 'n breek. 6 minute. I never know the
Die daarna sal die poort bedien word. Dan sal ons voortgaan met die veiling. Jy sal sien daar agter op die tafel staan houtkassie. Dude, staan weg daai kant, die hele soutkassie. Staan weg. En jou vuil, môre gaan ons jou opgebruik. Baie unieke gedagte en 'n stel wat deur 'n lid van ons voorgestel is met SBB se kenteken en naam op. Is 1 liter rooi wyn. En dan is daar 4 glase ook gemerk met ons logo. Dis uniek en baie waardevol, so ons sal na die poort, na die heildronke ingestel is, sal ons dit opveil. En die veiling sal hanteer word deur Adrian van Wyk. En dit sal ook dan op WhatsApp sal daar ook mense be op daai stel. Ja, as ouens ook in Australië wat reg sit nou om te be op daai ding. Dis enige sy soort, dis baie uniek. Hy's myne. En dis 'n eerste. En dit is baie waardevol. Ek dink daar's 1 of 2 ouens van Rusland ook wat reg sit. Ek vermoed Putin is een van hulle. Maar Zelensky het gesê, hy stel nie belang. Hy ken nie waar nie. Maar ek dink ons wil hê met hom kry nie. Kyk, 3-2. Maar okay, ek noem dit net vir julle. So dat julle kennis neem. Maar as julle die B-werk doen, asseblief, julle weet hoe dit werk. As jy 3 vingers opwys, beteken dit wat? 1000. Hang af van die beginprys is. Maar middelvinger tel nie. As jy middelvinger wys, dan add ons times 20. Okay, die nagereg. Die wat by Radio Roepsyn begin in die nou onlangse tyd. Dis Werner Hoorn en Gina Hoorn. Dis 'n koppel. Wat is dat? Dis 'n ou bekende by ons. Johan de Tooy. Sy bynaam is Johan Beervanger. Kom my help. Ja, van die stigterslid van Radio Roepsyn.
Cindy Bond is 'n nuwe dametjie wat onlangs by ons begin het. Anina Bester, Mariette Weekly, Ossie Boshoff, en Jokie Gausje. En julle net daarvan ook kennis dra asseblief. Dat vir my. Die volgende procedure dink ek moet ek bietjie verduidelik. Kom julle het gelees of van julle het nie. Dan gaan nou die vrou kom. Nageregglase wegvat. Sê jy? Die wat klaar is. As jy nie klaar is, moet jy nou eers slaap. Kom, dat ons slik Brunslister. Jy sal sien daar sport goblets op die tafel neergesit. Ek kan sy goblets zijn. Julle raak stil. Sorry. Die kind begin van waar jy by die poort staan. Die persoon naaste daaraan moet dit vat met die naaste hand. En dan ingooi in jou portglas wat lyk amper soos 'n klein champagneglasie. Klein champagne. Dan moet jy dit voor die glas neersit en met jou regterhand vat en aanstuur na die volgende persoon. Afhangend van watter kant af hy kom. Ja, so jy gooi met die ene hand en sit hom voor jou neer op die tafel en vat met die ander hand en stuur hom aan. Totdat hy nou reg teen almal is. Dat julle net daai drill verstaan. Herhaal daaroor. Yes. Kan jy heel dronken doen? Probeer om op te staan en die drankie in linkerhand te neem asseblief. Your left hand. Chop. Dit is 'n baie gewyde oomblik. Annemarie. En daai ernstige saak. Dis op SPB. Waar. SPB is 'n sukses. Die drankie geniet, dink daaraan en dink aan die sukses wat ons gaan behaal. SPB. Ja, heel dronk. Bietjie meer ernstig van aard. Ons dink aan 3 kategorieë. Vir die wat in 'n lewe gelaat het die Boswil. Tweede gedeelte is vir die lede wat hierdie jaar na 'n hoër orde geroep is. Die derde gedeelte is vir die wat
nie vanaand hier kon wees nie. Ons sal julle onthou. Meneer Wijs, mag ik nog toegeven? Nee. Op onze bevelvoerder, zijn vrouw, ons vrouw is. En weet je wat? Die land wat ons kennen is Zuid-Afrika. Op Zuid-Afrika. Op Zuid-Afrika. Oké, dames en heren, net een klein geschiedenis hier van hierdie ding. Ek het gedink het was 'n goeie idee om so 'n dom te maak vir groot teers, funksies, whatever. Dis 'n goeie ding om aandag mee te trek. Hier is 'n 90 mm dop wat 'n T55 uitgeskiet het tydens operasie Hooper. En dit was ding na in my hart, so ek het hom geskenk en sê die ding sal die aankondigings maak in die toekoms. Right. Wat nou weer? Ernstig. Miskien. Dat ons op konsekwens. Ja. Hoor maar. Kom die trofee. Ons gaan nie 'n bom bier vanaand nie. As julle wil bier op bom, dan is begin hier 1,5 miljoen. Oké, al wat ek nog wil gaan kry is die tank wat ek gaan uitskiet. Maar ek weet wel, hè. Oké, ons gaan die veiling nou amptelik begin. Daar is ook, soos ek gesê het, WhatsApp B's wat Estelle hanteer, so sy gaan namens die mense wat 'n WhatsApp B aan sy 500. wat ding doen. Op 'n skiet laat. Okay. Ek loop jou foto's hè. Daaronder hè. Ek hoop hy word gehack, time, state. Dis die bedrag. Okay, het julle almal al gesien hoe lyk daai ding? Ja. Dis 'n moes unieke ding. Daar's een dame met 'n blonde kop hier wat hierdie ding geïnisieer het. Een bottel blond of een blond? Ja, die dame. Oké, ek handig voor aan Adrian. Daar sê dankie, ek wil net gou sê, as jou hand opsteek en ek herken jou, dan het jy gebie. Of jy nou wil of nie, so, help nie gaan my sê nie, jy het 'n grap gemaak nie, dan is hy daar. Ons gaan nou oopmaak op die bord. So dit sê nie soos Brigadier Kobus gesê het, daar sal nie weer gebeur nie. By dan so, dis 1000. Daar het ek 1500. Jy sê 5. 3,5. Wait, wag. Wow. Vat ons $100 rand of wat? Praat van dollars, 4,000. Ons het 4,000 rand daar. Nee, dollars nie. Dit is verande. Wow, net dan. Ek het 4,000. 4,000.
4000, die ons werk op R500 incremente. 4500. 4500 het ek hierso. 5000. 5000. 6. Wiete, daar het ek 6 die kant. Kom man, 6. 5. Daar's 5. Ons gaan nou daar sit Tinus. 7. Ons gaan nou 1000 incremente opgaan. Tinus. 8. Ja. 9000 hierso. Ek gaan net bietjie stadig kom. Ons kan nie bly om die WhatsApp. Ons staan op R9000 hierso. Nee, ons werk op R1000 incremente. 9500 het ek hierso. 11.000. Ons het 11.000 daarso. 11.000. Veel. 12, ons het 12.000 rand hierso. Willem, dankie 12.000. 12.000. 12.500. 12.500. Ons die aansien, ons het 12.500 by Hansie, Johan. 12.500. Daar is het klaar 12.500 by Hansie. 13, ons het 13 hierso. 13, ons staan op 13.000. Kom manne. 13.500, dan 14. Rand. 14, Anton het staan op 14.000. 14.000, kom manne, kom. 14.000, dis eenmalig hierdie, dit gaan nie weer gebeur nie. 15, ons dankie, ons het 15.000 rand hierso. Ons gee die manne goed al WhatsApp klaar, ons staan op 15.000. 16, ons het 16 daar. 16.000. Wat gaan online aan? 16.000. 16.500. 16.500. Ons het 16.500. 16.500 hier by Johan. 17, ons staan op 17.000. Daar sê, ons gee WhatsApp aan die kant. 17.000, dus die hoogste aanbod word so ver. Daar van Willem af, ons gee net kans vir die man op WhatsApp om by te kom. 17.000. Ja, 17.000, tik vanachter, 17.000. Dat is 20 vir die eerste keer. 21, dankie ons 21. Wanneer kom 21.500. 21.500 hierso. 21.500. Ons staan op 21.500. Ons gee die man op die WhatsApp gou kans daarso. Kom man, 21.500. Ek het 22. Ek het 22.000 hierso. 22.000 by Willem. 22. Vir die eerste keer. Nee, wacht, die WhatsApp groep is bezig. 22. 22. Kom ons gee die WhatsApp groep kans. WhatsApp 22. 22. We staan op 22, man. Dit is fantastisch. Kom, 22. We staan op 26.000. 26. Wie 27? Geef my 27. 27. Staan op 26. Staan op 26. 26.000 rand. 26. Kom. 26.
26 vir die eerste keer. Nee man. Dis 26, kom ons kyk of ons 30 kan kry. Maar kom ons werk vir 30 toe. 50. Staan op 26. Kom ons staan op 30. Kom ons maak ons klaar. 26 sê vir jou 30 en maak ons klaar. Terwyl ons 26. Terwyl ons wag, kan ons nie begin beeld op klop. Ja. Ons gaan so. Is 27. Ons is 27. Kom, wat om 27. 26. Okay, vir die eerste keer 26. By Willem, tweede keer. Wow. Yes. 26. Vir die derde keer, Willem. Jou nou maar. Wat meester? Daar sê baie dan my.